Kom ons word stil voor die Here. Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, met die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here. Ons gaan saam sing gesang 13. Ons ken gesang 13 baie goed. Ons sing al 3 die verse wat daar vir ons opgeteken is in ons Psalm en Gesangeboek. En dit begin ook met dieselfde woorde wat ons in Jesaja 6 vandag lees. Heilig, 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 Heer, God almagtig. Groot is die troon, U is steeds met lof omring. Wat daarop volg ook vers 2 wat God drie enig besing en vers 3 wat sê ons tot U buig ons neer. Vers 1, 2 en 3, gesang 13. Heilig, 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 Heer God almagtig, groot is U troon, U is steeds met lof omring. Heilig, 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 liefderijk genade, U woon steeds met lig en lof omring. Heilig, 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 Heerser verewig, groot is U naam, U die Vader, Seun en Gees. Grote God, ons eer U met die hele skepping, U wat in liefde God regverdig is. Heilig, 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 Heer so weldadig, groot is U guns, want U buig U tot ons neer. Heilig, 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 magtig en genade, U was en is en sal vir ewig wees. Na die samevatting van die wet sing ons gesang 62 vers 1 en 2. Die eerste 2 verse as skuldbelydenislied en dan na die geloofsbelydenis gesang 242 net vers 4, net die laaste versie gesang 242. Die Here Jesus vat die wet saam, Matteus hoofstuk 22, ons lees van vers 35. Een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: Meester,
Wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Geliefdes, aan elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof sy na haar toevlug neem tot ons verlosser Jesus Christus. Verkondig die woord van die Here, jou sonde is vergewe. Die Here bevestig dit in 1 Johannes 1 en vers 9, as ons sondes bely. Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Wat ons mooi moet verstaan, hierdie getrou en regverdig is nie omdat ons dit verdien nie. Is nie omdat ons iets gedoen het om daardie vergifnis van die Here te verkry nie. Hy is getrou omdat Jesus die prys betaal het aan die kruis. Handel hy die transaksie af in ons guns. Hy is regverdig omdat Jesus die volle prys betaal het. Word daardie skuld nie 2 keer voorbetaal nie, net 1 keer aan die kruis. Daarom sê vers 7, die bloed van Jesus Christus sy seun reinig ons van alle sonde. Die implikasie daarvan is dat ek en jy kan weet ons verhouding met God is herstel. Ons is vergewe. Ons kan hierdie week ingaan, hierdie jaar voor ons ingaan, met die wete, ons is begenadigdes. Ons is diegene oor wie God genade op genade uitstort. Ons het nie 'n selfvertroue nie, maar 'n godsvertroue. Ons sien kans vir die jaar wat voor ons lê, want ons volg die Here. En mag hy ons gehoorsaam en getrou maak om hom te bly volg. Geliefdes, kom ons doen belydenis van dit wat ons glo, en elkeen spreek in sy haar hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is,
gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Drie-enige God, ek wil U eer, met heilig, heilig, heilig Heer, en met die engelekore. U woord is waar, U groot dag kom, en voor ons bly U wolkkolom, nooit raak ons weer verlore. Eer aan die Vader, Seun en Gees, wat is en was en ook sal wees, in alle eeuwighede. O God van goedheid, wysheid, krag, wie pyl die omvang van U mag, so diep, so hoog verhewe. Geliefdes, ons kom in ons studie van God se woord vandag by Jesaja hoofstuk 6 met die opskrif Jesaja as profeet geroep. En jy kan my reg vra, hoekom nou? Ons is nou al 5 hoofstukke besig met die preke en die boodskappe van Jesaja. Hoekom nou eers in hoofstuk 6? Roep die Here hom as profeet. En die vraag wat hy hier antwoord is, maar wat is nodig as die Here in genade met sy volk praat, vir hulle waarsku van oordeel aan die een kant en beloftes maak dat as hulle bekeer, dat die Here vir hulle vergifnis skenk, soos ons van hoofstuk 1 af gehoor het, wat is nog nodig? So hoofstuk 6 hoofstuk 5 afgesluit met 6 uitsprake van wee of ellende wag, en dan word daar elke keer 'n karaktertrek van die volk genoem, wat hulle goddeloosheid betref, of gierigheid betref. En nou kom ons by hoofstuk 6, en gee hoofstuk 6 die antwoord, wat nodig is, as 'n volk se hart verhard. Hierdie hoofstuk het 2 dele, ons gaan nou vers 1 tot vers 13 deurlees, die hele hoofstuk, maar jy sal sien hoofstuk 6 vers 1 tot 8 beskryf die roeping, en vers 9 tot 13 beskryf die aksie en die opdrag, wat moet hy gaan sê? En dit is die gedeelte, gewoonlik ou predikante oplees by vers 7, lees hulle nie vers 8 en verder nie, want dit val nie sag op die ore nie, dit val hard op die ore, en tog is dit van hoofstuk 8, vers 8 af, die gedeelte wat 5 keer in die Nuwe Testament aangehaal word, deur die evangelieskrywers om te sê, dis 'n reaksie wat jy kan verwag op mense wat die evangelie hoor, en dis skrikwekkend. Maar kom ons verlustig ons in die woord van die Here, ons lees Jesaja 6, en jy moet in ag neem, die Here praat nie net, dis nie net geskiedenis nie, dis ook woord van God wat lewendig en kragtig is tot vandag toe en ook tot jou en my hart spreek.
Jesaja 6 vers 1, in die sterfjaar van koning Osia, het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy aangesig bedek. En met 2 het hy sy voete bedek. En met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drumpelposte het gebewe van die geluid van die roepers. En die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en ek woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak en jou skuld is weg en jou sonde versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. En hy het gesê, gaan, sê aan hierdie volk, hoor altyd deur, maar verstaan nie. En sien altyd deur, maar bemerk nie. Maak die hart van hierdie volk vet, en maak hulle ore swaar en bestryk hulle oë, sodat hulle nie sien, en met hul oë, en met hul ore nie hoor, en hul hart nie verstaan nie, en hulle hul nie bekeer en gesond word nie. Toe sê ek, hoe lank, Here? En hy antwoord, totdat die stede verwoes lê sonder inwoners en die huise sonder mense en die land verwoes is tot 'n wildernis. En die Here het die mense verwyder het en die verlatenheid groot is in die land. En as nog 'n 10de deel daarin is, sal dit weer wees tot verwoesting, maar soos by die terpentynboom en die eikeboom, as hulle omgekap word, 'n stomp oorbly, so sal die heilige geslag die stomp daarvan wees. Net tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, saam met die engele om u troon, wil ons as sondaar mense ook in ons aanbidding van u vandag in hierdie plek van aanbidding in die huis u toeroep. Heilig, heilig, heilig is u, Here van die leerskare. U is die gans andere. U is God. U is geen mens. Maar ons word pynlik bewus, Here, van ons sondigheid en ons sondige gedagtes, ons sondige harte, verkeerde en liefdelose gesindheid van ons harte, waarteen ons daagliks stry, maar vandag opnuut u hulp nodig het, dat u ons sonde vergewe, u ons harte reinig, u ons heilig, sodat ons in u diens mag staan en u mag verheerlik. Dankie Here Jesus dat u mens geword het, dat u by u ewige goddelike natuur ook die menslike natuur aangeneem het, dat u die pad op aarde geloop het tot by die kruis, en dat u ten volle betaal het, sodat ons verlos kan word.
Here Jesus, wanneer ons vandag hierdie prent van U sien, hierdie beeld wat Jesaja teken, hierdie visie wat hy het van U, Here, raak ook ons harte aan, ons harte wat dalk verhard is, verblind is, nie wil hoor nie, verseg en verstar in ons goddeloosheid en in ons sonde. Here, breek ons harte oop, dat ons U kan hoor en U kan dien met brandende harte. Dit vra ons in die naam van ons verlosser Jesus Christus. Amen. Gee my 'n man wat verlief is. Gee my 'n man wat in die woestyn smag na water. Gee my nie 'n man wat koud is nie. So het Augustinus 1500 jaar terug in 'n preek gesê, iets daarvan is nodig. Iets daarvan moes Jesaja besef is nodig. Mense met brandende harte, soos daardie twee disippels op die pad van Emmaus, waar die Here Jesus self ontmoet, waar die Here Jesus vir hulle die Ou Testament uitlê en verduidelik alles wat op hom betrekking het, en hulle terughardloop die 12 kilometer na Jerusalem om vir die ander disippels te vertel, en hulle sê, hoe was ons harte nie brandende toe die Here vir ons sy woord uitgelê het nie. En die vraag kom na my toe, maar wat as dit nie is hoe ek voel nie? Wat as my hart koud is? Wat as ek nie regtig vreeslik gemotiveerd voel om die Here te dien nie? Wat as my hardkoppigheid, al wil ek dit nou erken of nie, keer dat die woord van die Here my aan die hart gryp? Dis wat die Here hier antwoord in Jesaja 6. Wat dan? Want wat Jesaja hier sien is aangrypend. Dit is die jaar 740, die jaar toe koning Osia gesterf het. Nou koning Osia was 'n indrukwekkende man. Hy was vir 52 jaar koning van Israel gewees. En hy was 'n goeie koning. Hy het so goed begin. Hy het alles gedoen wat reg is, hy het gedoen wat reg is in die oë van die Here. En dan hierdie verbuisterende ervaring. Gaan lees 2 Kronieke 26. Die dag toe koning Osia in die tempel gekom het, in hoogmoed, en 'n offer probeer bring het, en die Here hom daar slaan, met melaatsheid, in die tempel, toe die priesters na hom kom, want hulle moes die offer bring, nie die koning nie. Hy was ongehoorsaam en hoogmoedig, en hy sterf van hierdie melaatsheid. En nou kom Jesaja, toe hierdie koning na 52 jaar op die troon nou dood is. En hy staan in hierdie plek waar hy weet, van tevore het die koning hier gestaan, en hy het 'n offer gebring, soos wat ek 'n offer wil bring. En die Here het hom geslaan met melaatsheid, en hy het gesterf. Maar nou is Jesaja daar. Wat hy hier sien, is die Here Jesus. Hoekom sê ek dit? Gesaam met my blaai na Johannes 12, ons lees daar van vers 39, hoe die Here verduidelik, hoe hy die evangelie bring, en die mense nie wil luister nie, hulle harte is hard. Maar in Johannes 12 praat hy dan oor hierdie insident in die geskiedenis, wat afgespeel het in die tyd van Jesaja. In vers 39 praat hy dat hulle ook nie geglo het wat Jesaja sê nie, en dan vers 41, Johannes 12:41, dit het Jesaja gesê toe hy die
sy heerlikheid gesien het en van hom gespreek het. En hy praat hier van die Here Jesus. Jesaja het die heerlikheid van die Here Jesus beleef in die tempel voordat hy 740 jaar later in 'n krib gelê het, mens geword het en ons kom bedien het tot by die kruis met sy liggaam wat hy afgelê het en die toorn van God wat hy aan die kruis gedra het. Nou ontmoet Jesaja hom nie as 'n babietjie met klein handjies en voetjies nie. Ek het probeer kyk. Dit klink vir my die tempel se mure was 12 meter hoog. Nou kom ons sê hierdie is 4 meter hoog. 3 keer so hoog is die tempel waarin Jesaja nou is en hy wil die Here aanbid. En dan sien hy dit. Hy sien die Here Jesus en hy sien die soem van sy kleed vul die hele tempel. En ek dink op daai oomblik het Jesaja homself probeer klein maak in die hoekie, wanneer hy die lewende Christus ontmoet. En dan word hy bewus van die engele wat om die Here vlieg. En Johannes beskryf, hy het maar 1 of 2 vir ons beskryf hier. Wat Johannes sien in Openbaring is 1000 maal duisende en 10.000 maal 10.000 van engele, met ander woorde, daar's miljoene. Van hierdie geweldige wesens, wat sondeloos is en een werk het, en dit is om God te loof. Dis wat hulle doen. Maar hulle moet hulle gesigte toemaak met 2 vlerke, dat hulle nie die heerlikheid van die Here probeer aanskou nie. Hulle moet hulle voete toemaak, hulle wat bereid is om God te dien en sy pad te loop, want hulle is onwaardig voor die heiligheid van God. Die 2 vlerke vlieg hulle. Iets van die grootheid van God, wat hulle beleef, en dan roep hulle mekaar toe. Hierdie woorde wat Jesaja sê, hierdie hele tempel se deure bewe in hulle kosyne, net van die stem van hierdie hemelwesen. En wat hulle vir mekaar toeroep is die karakter van God, die wese van God, wie hy is. En ons hoor die woorde, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En ons het al vir mekaar gesê, hierdie is aangrypend, want as ons Hebreëus iets daarvan verstaan, dan verstaan ons wat hulle hier sê. Want as jy 'n mooi meisie sien en jy wil vir haar sê, jy is baie mooi, dan sê jy in Hebreëus, jy is mooi mooi. Dis die intensiewe vorm. Of as jy iemand sien wat baie sterk is, dan sê jy, daai man is sterk, as jy Hebreëus praat. Maar wanneer Jesaja hoor hoe die engele oor God praat, dan sê hulle nie net, hy is heilig, heilig nie. Hy is baie heilig, hy meer as die intensiewe vorm, hy is heilig, heilig, heilig. Dis soos 'n golf wat groei en al groter word, die een heilig, eksponensieel vergroot op die volgende, hy is onmeetlik na perfek. Kan nie meer van God beskryf nie, en hy is nie net, ons weet God is magtig, dit is nie magtig of groot nie. Die een woord in die Bybel wat herhaal, wat God beskryf, wat niemand by uitkom nie, is heilig. En dit beteken, God is absoluut sondeloos.
Hy is volkome rein, hy het geen sweempie van sonde in hom nie, anders as ons sondaar mense. Dit beteken, hy is die gans andere, hy is nie jou maat nie, hy is nie 'n menslike wese nie, hy is God. Hy is groter as wat jy ooit met jou verstand kan dink. Hy is die God wat 'n ontoeganklike lig bewoon, hy is die gans andere. En dit is die God wat Jesaja ontmoet. En wat die Here hier doen, en dit moet ons baie mooi besef, hy is besig om Jesaja se hart voor te berei, om God se genade te kan ontvang, om hom te dien. En dis iets wat ek en u, elkeen van ons, dringend nodig het in ons lewens, harte wat ontvanklik is vir genade, wat ons sonde staan in die pad daarvan, dat ons God kan dien met brandende harte. Ons gaan daarop uitbrei. Maar nou hoor ons vir die eerste keer in hierdie hele boek tot nou toe Jesaja se eie woorde. Alles wat opgeteken is tot by hoofstuk 5 se laaste vers is God se woorde wat Jesaja moet oordra aan die volk. En ons het in hoofstuk 5 van vers 8 af gehoor elke keer die woorde wee of ellende wag op hulle. En dan noem hy al hierdie aspekte van die volk. En Jesaja staan nie daar in die tempel en klop homself op die skouer en sê, ja, ek is daarom gelukkig om hier te wees, nee, dat God my vir almal uitgekies het om. Hy besef, hier is nie plek vir arrogansie nie, hier is nie plek vir grootheidswaan nie, hier is nie plek vir 'n groot dink van jouself nie, al waarvoor hier plek is dat hy dan hier uit die hoek van die tempel uitroep, wee my, ek is verlore. Dis hierdie profeet, hierdie heilige van die Here, hierdie uitverkore man, wat onder geweldige politieke druk die konings aanspreek van sy tyd, dis sy reaksie wanneer hy die Here Jesus ontmoet. En jy iets verstaan van regtig hoe groot God is, sal jy ook soos Jesaja verstaan, hierdie gesindheid van, ek het nie regtig bestaansreg op God se wêreld nie. Wie is ek, sondaar mens, dat hy my sal toelaat om voor hom die heilige te lewe. Hy is absoluut oorweldig. Dis nie vir hom 'n ligtelike ervaring nie, hierdie is 'n vreesaanjaende ervaring wanneer hy die lewende God ontmoet, en ons sien iets daarvan wanneer Petrus die Here Jesus die eerste keer, die Here hom roep en Petrus sê vir hom, gaan weg van my Here, ek is 'n sondaar mens. As jy met die heilige, sondelose God te doen kry, besef jy pynlik baie hoe groot jou sonde is. En hy sê onmiddellik sy woorde, ek is onrein van lippe en ek woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Hy sê my hart is so vrot dat wat uit my mond uitkom, God nie verheerlik nie, en ek is sy profeet. Hy besef vir die eerste keer in sy lewe wat dit werklik beteken om God te aanbid. As jy 'n idee begin kry van hoe groot God regtig is, en hoe dringend jy regtig sy genade nodig het in jou lewe. En ek dink hy het nog groter geskrik toe hy sien, nou hier kom nou een van hierdie engele op my af. Nou moet ons onthou, hierdie woord seraf beteken brandende. Een kommentator skryf dit so aangrypend, hy sê wel, ons almal ken kragstasies, soos by Koeberg waar hulle met atoomsplitsing energie opwek. Dis 'n enorme hoop energie wat opgewek word in hierdie proses.
Hy sê hierdie serafs is kernkrag lof aan God. Brandendes wat God loof en prys en verheerlik die heeltyd, dis hulle werk, dis wat hulle doen. En hulle doen dit op 'n verbuisterende manier, dat een engel se stem hierdie tempel laat bewe. En nou kom hierdie engel op hom af, hierdie seraf, die brandende, en hy vat van die altaar met 'n tang 'n kool. Hoekom met 'n tang? Want hierdie is nie vir hom nie, dis heilig, dis vir Jesaja. En ek dink Jesaja was doodbenoud op daardie oomblik toe hy sien, hier kom die seraf, die brandende na my, met 'n tang, met 'n kool. En hy besef, wel ek verdien om te gaan. As die Here my dan wil doodbrand, dan is hy regverdig. Maar dit brand hom nie. Dit reinig hom. Dit maak hom nie seer nie, dit maak hom skoon. En dan verduidelik die engel vir hom. Sê vir hom, jou lippe is aangeraak. Jou sonde is weggeneem. Jou sonde is met God, wat alle sonde moet straf, versoen. Dit is wat die Here Jesus oor 740 jaar aan die kruis sal doen, wanneer hy aan die kruis vir hierdie sonde ook betaal, en is nou reeds aan jou toegereken. Jou sonde is vergewe. Hierdie heiligingsproses is onsaglik belangrik. Want wat leef in die normale mens se hart? 'n normale mens na die sondeval, 'n normale hart is hoogmoedig, soos Osea. Ek dink meer van myself as wat ek behoort te dink in terme van my verhouding tot God. En aan die ander kant het ek ook hier die wete dat ek nie aanvaarbaar is vir God nie, juis weens my sonde. En dis hoe mense deur die lewe gaan. Arrogante mense wat voor ander probeer wys hoe dapper is ek. En tog weet jy diep in jou hart, my saak met die lewende God is nie reg nie. En wat nodig is dit wat hier gebeur. Dat jy jou ellende, jou sonde voor die Here bely, dat jy weet jou hart het God nodig. Dat jy ervaar dat hy jou sonde vergewe en dat hy jou heilig. En dis wat die Here Jesus kom doen het. Ons het bely na die wet vanoggend, ek glo in die gemeenskap van die heiliges. En ons is bang om die woord te sê, want ons weet, eintlik is ons nie so heilig as wat ons graag wil wees. Maar dis 'n goeie begin. Te sê, Here, ek is onrein van lippe en ek woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Maak my hart rein, sodat ons as volk rein van lippe kan wees. Heiliges wat in hierdie wêreld u boodskap bring. Want toe die Here dit gedoen het, en dit is die antwoord op die hele vraag wat vandag gevra word, hoe kan 'n volk wie se hart verhard is, 'n profeet wat nie eers die hardheid van sy eie hart besef nie, instrument wees in God se hand? Hoe kan 'n hart wat toe is, oopgaan vir God se genade, ontvanklik wees vir God se genade? En die antwoord lê hierin. Deur die genade van God, deur meer genade van God, want dis wat hy ervaar wanneer die engel na hom kom en sy lippe aanraak. Dis genade op genade, nie net dat hy naby God mag wees nie, maar dat God sy hart daar verander. Ek
kan nie myself optrek uit my moeras van sonde nie. Ek het nodig dat die Here van buite my in my hart kom werk en my hart wat van klip is uithaal en my 'n nuwe mens maak, want dis wat Jesaja hier word, 'n nuwe mens. Sy lewe was nooit weer dieselfde na hierdie oomblik. En dis die persoon wat ons nou in Jesaja gehoor het in Jesaja 7 met Agas praat. Onverskrokke duidelik die boodskap van God bring. En ek dink hier is 'n paar goed wat u begin besef in hierdie proses van wat hier plaasvind. Hoe dringend nodig is dit dat ons vir predikante bid om die woord van die Here suiwer te bring in 'n wêreld waar hoogmoed die ondergang van baie predikers is. En ek sluit myself in. So maklik dat jy jouself op die skouer kan klop en kan dink, "Joh, ek het hulle nou vandag goed gesê." Dis nie jy nie. Jy is Osia. Maar dat ons werklik hier sal sit, nie soos die Israeliete wat die Here nou vers 9 tot 13 sê, hulle harte was kliphard. En die effek daarvan, Jesaja, hoor nou mooi, die effek daarvan gaan die teenoorgestelde wees as wat jy dink. Nou kom ons kyk. Wat het dan gebeur in Jesaja se hart? Ons hoor dit in sy antwoord op God se stem, want nou, op hierdie punt, nadat die reinigingsproses plaasgevind het, nadat hy vir Jesaja geheilig het, vra die Here. Kyk mooi na die vraag. Wie sal ek stuur? En dan sê hy, wie sal vir ons gaan? God drie-enig stuur uit. Nadat sy sonde vergewe is, nadat hy geheilig is, aarsel hy nie. Onmiddellik steek hy sy handjie op en sê, Here, as jy iemand soek om die woord te verkondig op aarde, wat van my? Dalk kan jy my gebruik. Hier is ek, Here. Stuur my. Dis wat moet gebeur. Elke jong man wat 'n kind van die Here is, moet op 'n stadium in sy lewe vir homself dit uitmaak. Roep die Here nie dalk van my om 'n verkondiger van sy woord te wees nie. Ons het dringend predikante nodig in ons kerkverband. En die Here roep, maar meer as dit. Die Here roep ons susters om diensbaar te wees in sy koninkryk. Nie leraars nie, maar dienaresse in sy koninkryk. Die Here roep ons oues vandag, ons senior lidmate, om voorbeelde te leef vir ons jongetjies. Hy roep elke man wat nie predikant is nie, om in sy beroep die liefde vir die Here uit te leef en getuie te wees in sy lewe vir die Here. Sommige as ouderlinge, ander as diakens, ander as hoof van 'n huis, om daar die evangelie te verkondig. Wat hier gebeur, en wat in die hart van elke mens wat tot bekering kom gebeur, is niks minder as 'n wonderwerk nie. Die feit dat jy in Jesus glo, is absolute wonderwerk dat hy jou kliphart uithaal en jou laat glo dat daar 'n God is, 'n God wat jou liefhet en wat jy liefhet. Want as Jesaja sy hand opsteek en hy sê, hier is ek, Here, stuur my, is die Here se onmiddellike opdrag, gaan. En jy gaan vir hierdie volk preek, en jy gaan vir hulle sê wat ek vir jou sê, en hulle gaan hulle ore hard maak en dit nie daarin steur nie. Wat ons hier moet mooi raak sien is dat die Here sê, vir sommige is die evangelie boodskap van die Bybel 'n reuk van die dood tot die dood, of 'n reuk van die lewe tot die lewe. As jy die Bybel lees, dan gaan jy ervaar hoe die Here jou nader trek en jou verhouding met hom verinnig. Of as jy hier sit en jy hoor die woord van die Here, jy hoor die evangelie,
gaan dit jou al verder en verder van die Here wegstoot, wanneer jy jou ore verhard en jou hart verhard, en nie wil hoor wat die Here vir jou sê nie. En dis wat hier gebeur, dis wat gebeur het in die tyd van die Here Jesus, toe hy met gelykenisse met die volk gepraat het, baie mense het hom al meer begin haat, totdat hulle hom wou kruisig. Die disippels het verinnig in hulle verhouding met hom, totdat hulle geglo het, hy's God. Wat gebeur in jou hart? Die Here het nodig dat hy deur sy Heilige Gees so in ons harte sal werk, dat in hierdie jaar wat voor ons lê, wanneer ons sy woord hoor, dat ons harte ontvanklik sal wees vir die genade wat hy wil uitstort, so nie. Harde harte wat al harder word. Jesaja beleef iets van die Here wat sê, ek is gereed om my tuin skoon te maak en al die onkruid uit te trek en al die bome af te saag en al wat gaan oorbly is 'n stomp. Maar in hoofstuk 11 kom hy en sê, uit hierdie stomp sal daar 'n plantjie kom. Die Messias kom. En Jesus het. En ons is deel van die volk, van die mense wat glo in Jesus. Broeders en susters, hierdie is 'n geskiedenis van Jesaja, maar hierdie is ook 'n roeping vir jou en vir my vandag. Jy moet weet, Jesus sit op die troon. Dit wat Jesaja gesien het, is 'n realiteit. Daar is net een mens in die hemel, en dit is die mens, Jesus Christus. Hy het die dood oorwin en hy lewe. Al die ander is of engele, of mense wat gesterf het, wie sy gees daar is, wat nog nie die verheerlikte liggaam ontvang het, soos aan op die laaste dag nie. Jy moet weet, dat God die een is wat reinig, en wat jou 'n heilige maak, sodat ons hier kan praat van die gemeenskap van die heiliges, mense wie se sonde vergewe is, en wie se verhouding met God reg is. Dit wys op Jesus se voltooide verlossingswerk. Nommer 3 moet jy weet, God se plan sal slaag. Dit het 'n werklikheid geword, die volk is regtig in ballingskap weggevoer, en daar het 'n oorblyfsel teruggekom, en die Here Jesus het uiteindelik as Messias uit hierdie oorblyfsel gekom. God hou sy woord. En as hy in sy woord vir jou sê, dit is reg en dis verkeerd, en jy steur jou nie daaraan nie, dit verander nie, dit bly dieselfde. Wat Jesaja hier sien is dat ons die Here moet dien. Hy wat jou roep, hy is getrou, hy heilig jou. Sukses in die jaar 2026 lê nie in jou vermoë, in jou spiere, in jou krag, in jou brein, in jou vaardighede nie. Dit lê in die genade van God. Dis wat Jesaja nodig gehad het, dis wat hy ontvang het, dis wat ek en jy nodig het om van die jaar 2026 sukses te maak. Want dis die Here wat heilig en wat getrou maak, en Jesaja was tot sy dood getrou as profeet van die Here. Dis hy wat vir jou en my beloof, kyk, ek is met jou al die dae tot aan die volëinding van die wêreld, ook in die jaar 2026. En is hy wat in genade op genade jou kliphart oopbreek, sodat jy sê, hier is ek, Here. Gebruik my. Maak my getrou om U te volg. Loop voor en maak my gehoorsaam. In Jesus naam. Amen. Kom ons bid saam. O Hemelse Vader, ons kom na U in diep afhanklikheid. Here, ons weet dat ons nie genade verdien nie, maar ons dankie dat U dit tog gee. Here, ons het U hulp, U bystand en die krag nodig vir die jaar wat voor ons lê. Uit ons eie uit, Here, sal ons 'n volslae mislukking daarvan maak. Maar wanneer U, Here Jesus, in ons harte werk, en sien ons met verwagting uit, sien ons met hoop uit na die jaar wat voor ons lê.
Here, sien ons met vreugde uit na die wyse waarop U ons kan gebruik as instrumente in die koninkryk. En nou is ons gebed, Here, wil U dit werklik doen, dat as ons vandag ons hand opsteek en sê, hier is ek, Here, gebruik ons as instrument, Here, daar waar ons werk, daar waar ons gesin, ons familie is, daar waar die mense wat ons ken is, Here, gebruik ons daar, om die lig te laat skyn, om die hoop te bring, om die troos te bring, van U, Here Jesus, ons verlosser. Ons bid om genade, in Jesus naam. Amen. U het geleentheid om die liefdesgawes te gee, daarna ons ons sing vers 1 en 2, maak oop die poorte, deure wyd, die koning kom in heerlikheid, oorwinnend kom hy aangery, met klere voor hom uitgesprei. Heerser van die hemelryk, is ook ons heiland tegelyk. Ons gee die koning eer, ons prys U naam, o Heer. En dan sy wese is geregtigheid, sy sieraad is sagmoedigheid, sy koningskroon is heiligheid, sy scepter is barmhartigheid. Ons maak aan hom ons skuld bekend, aan al ons nood maak hy 'n end. Hy kom, die Heer so groot, maak oop die poort. Vers 1 en 2, Psalm 136. Maak oop die poorte, deure wyd, die koning kom in heerlikheid, oorwinnend kom hy aangery, met klere voor hom uitgesprei. Kom ons blaai bietjie terug, kom ons sing gesang 128, hierdie is bietjie te onbekend, dit is pragtige woorde, maar ons ken nie die melodie nie, ons sing gesang 128, ons ken 128 goed, neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees. Kom ons sing ook vers 2, neem my hande, maak al sterk, diensbaar in die goeie werk, en vers 5, maak my hart vir U tot troon, deur die Gees, wat in my woon. Vers 1, vers 2 en vers 5, gesang 128. Neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak al sterk, diensbaar in U goeie werk. Neem my voete, skoei al Heer, met bereidheid tot U eer. Maak my hart vir U tot troon, deur U Gees wat in my woon. Rig my wil gevoel en daad, altyd na U wyse raad. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede, en ek herinner U net aan ons bidstonde na die uitspreek van die seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees.
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.